Ek het so kwaad geraak dat ek blackout sessions het. So ek onthou nie eens, tot vandag toe onthou ek nie eens wat ek gedoen het nie. Dan sal my ma vir my sê, byvoorbeeld ek het in die huis rondgejaag met 'n mes. Hallo, ek is Megan Kate en ek kom van Montetjie af die Wes-Kaap. En ek's 24. Ek is nou hier by School of Fire want ek's nou besig om te leer hoe om 'n sendeling te word. Wel, ek leer nie hoe om een te word nie, ek's nou besig om te leer hoe om die evangelie in 'n beter manier te versprei, hoe om eintlik met mense te kan praat oor Jesus. En dan hoe om moeilike vrae te kan antwoord, want die mense daar buite kan nogals heel interessante vrae vra, hulle kan jou vasvra. En ek dink dit is die goal. So ek is hier om te leer hoe om die Bybel te ken in 'n manier dat ek 'n persoonlike verhouding het met die woord, want die woord is lewendig, 'n persoonlike verhouding met die Jesus het, want dit is ons goal. En dan hoe om met enige iemand te kan praat wat ons wat die Here oor my pad lei, dat ek vir hulle kan vertel hoe wonderlik die Bybel is en hoe wonderlik Jesus is. En ek het nog altyd 'n sendeling geword het, 'n evangelis. So ek kan onthou toe ek jonger was, nou my pa en my ma was my pa was 'n pastoor. Hy was een gewees, maar nou is hulle daar in Montetjie besig om 'n plaas te run, maar toe ek kleiner was, kan ek onthou, ons het altyd die nuus gekyk. En toe my ma en my pa, soos daar was sad goeders wat gebeur het en mense het gehuil op die nuus en dit was verskriklik. En as 'n klein dogtertjie het my ma gesê, dan gaan ek na die TV toe in my doek en dan gaan bid ek en ek huil en ek bid dat Jesus hulle gaan red. So ek het nog altyd uitgegaan het na lande toe wat mense werklik mee sukkel. En daar waar mense min het en al wat hulle het is Jesus en ek wil vir hulle verduidelik en vir hulle sê, luister, Jesus is die enigste antwoord en hy kan help. He is the way, the truth and the life. En so, dit is ek wou nog altyd dit gedoen het. En my hele lewe lank was ek in 'n kerk gewees. En daai kerk het ons het toe gegaan van daai kerk af. Die kerk het nie so goed uitgedraai nie. So toe gaan ons Montetjie toe. So ek kan nie onthou 'n paar jaar terug. En uit daai change uit het ek toe besluit, dit moet skoon 'n hele change in routine wees. So ek besluit toe, ek wil nou 'n bietjie rebels wees, en ek wil nou my eie pad volg, want God se pad is nou so bietjie moeilik. Veral as jy al jou vriende verloor, jy trek na 'n hele nuwe plek toe, en ek het online schooling begin ook, so ja, ek dink ek het in daai tyd, het ek online schooling begin, so dit was ook 'n hele interessante nuwe routine. So my hele lewe het so bietjie omkant gedraai. En toe het ek kwaad geraak. Ek het kwaad geraak because we lost a lot. Ek het my familie, my geestelike familie op 'n tyd wat ek gedink het was goed, maar hulle was toe nie. Maar ek het daai mense verloor, vriende verloor. Ek het uit die skool uit gegaan. Ons het na 'n hele nuwe dorp toe getrek. So ek het baie verloor, so ek was baie kwaad. Ek was kwaad vir my maale, ek was kwaad vir myself, ek was veral kwaad vir God gewees. So toe besluit ek het nou genoeg gehad van my hele Christendom en van God. En so ek het die waarheid geken. I knew the truth. Maar ek het gekies om weg te stap. En ek het gekies ek gaan enigiets anders te doen. So my tannie hulle is wat 'n mens noem satsangi. So dit is 'n new age religion, reg? So dit is baie meditation en sulke yoga. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou wat ons doen is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit.
Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. So my tannie hulle is toe wat 'n mens noem satsangi. So hulle is so 'n new age religion, nê? So hulle glo hulle het so snaakse oom met 'n wit ding op sy kop en dis nou hulle God. Hulle sê hy is Jesus reincarnated, want in die new age religion is al daai gurus nou mos Jesus reincarnated, want hulle gebruik Jesus as 'n fondasie amper, nê? En dan sê hulle ja, maar almal is Jesus en almal is Jesus reincarnated, maar ons weet nou dit is baie ver van die waarheid af. As jy nie weet nie, gaan lees jou Bybel. So ek het nou daai ding getraai en ek het na my tannie hulle toe gegaan vir so 'n klein rukkie en toe het ek daar gebly en ek het baie peace daar aanvaar, nee. Dis baie stil by sulke mense huis. Jy het 'n fonteintjie wat ran, 'n watertjie en jy weet jy het 'n baie rustigheid daar. So ek het baie rustigheid daar aanvaar wat ek in 'n baie lang tyd nie ervaar het nie. Ek het baie chaos om my gehad. En toe besluit ek nee, ek gaan nou hierdie new age ding try, nee. So ek het nooit gesê ek was 'n satsangi nie of 'n boeddhist, maar ek het nou al hierdie goeie dan gaan nie na YouTube toe, soos wat alle kinders doen wat nie wysheid het nie. En hulle gaan Google hoe om yoga te doen, hoe om meditation te practice, al die snaakse goeders. En dit is wat ek toe gedoen het, so dit het ek begin toe practice. En dit het my baie ver van die Here af gevat. En ek het nooit 'n werklike vrede ervaar nie. Ek het nooit 'n werklike gelukkigheid ervaar nie. Ek was altyd kwaad. Ek het 'n verskriklike kwaad probleem gehad. So dit is nou in die kwaad deel in. Ek het so kwaad geraak dat ek blackout sessions het. So ek onthou nie eens, tot vandag toe onthou ek nie eens wat ek gedoen het nie. Dan sal my ma vir my sê, byvoorbeeld ek het in die huis rondgejaag met 'n mes en ek wil hulle steek. En ek het hulle uit die huis uit gesluit, ek het my sussie die een keer gewurg. So ek het verskriklike goeders gedoen in daai kwaad. En ek kon nooit ontslaa raak van daai kwaad nie. En dit gebeur net iewes skielik. Jy kan net verkeerd kyk na my, dan is ek verskriklik kwaad. Dan is ek besides myself en ek onthou nie wat ek doen nie. As ek uit dit uitkom, voel ek so negatief. Ek voel so sleg want dan sê hulle vir my wat ek gedoen het en ek kan dit nie onthou nie. So ek voel so sleg. So dan het ek in 'n nuwe fase ingegaan wat ek myself begin seermaak het. So ek het toe in 'n nuwe plek in begin gaan, 'n nuwe rotine in begin gaan. So ek het so kwaad geraak want ek het net besluit ek kan dit nie beheer nie. Ek kan nie die kwaad in my nie beheer nie. So ek raak kwaad en ek bars uit dat ek nie kan onthou nie. Sodra ek bykom wat ek weer amper nigter raak, het ek so sleg gevoel wat ek gedoen het met my male, dat ek myself dan sluit ek myself toe in 'n badkamer, dan begin ek nou myself sny. Want so ek het nooit myself gesny vir enige ander rede behalwe so dit was soos my straf. Dit was die manier hoe ek myself gedissiplineer het, want ek het vir myself gesê ek kan nie net so kwaad raak en uitpars op my familie en uitpars op almal om my en niks gebeur daarmee nie. So ek moes myself in 'n verskriklike manier het ek besluit dit is die manier hoe ek myself nou kan amper regverdig dit wat ek gedoen het, nê? So ek raak kwaad en dan sny ek myself. So dit is my rotine gewees vir 'n hele paar jaar gewees. En toe het ek begin stemme hoor in my kop. So daar was stemme om my en stemme in my kop. Ek kon nooit slaap nie. Nooit geslaap nie. Daai stemme het nooit stil gebly nie. So ek moes die hele tyd ietsie aangehad het wat gespeel het al slaap ek. So toe ek snaakse, want ek het nou mos die meditation en die yoga en al daai goeders gedoen ook. So toe ek daai snaakse beat, binaural beats, daai rustige goeders wat daai snaakse frequency waves, toe ek dit getraai en niks kon oor die stemme in my kop stil kry nie. En die stemme in my kop sê vir my ek moet sekere goeders doen en hulle skree die hele tyd op my, hulle fight met my, hulle vertel verskriklike goeders vir my
En so ek het 'n verskriklike pyn en verskriklike torture, verskriklike kwaad gelewe vir die hele tyd. Ek het nooit vrede gehad nie. En ek meen, it was while I was meditating, while I was doing yoga practices en wat met tai chi goeters. Ek het al daai goeters getraai en niks het ooit werklik regtig gewerk nie. So net toe ek in my matriekjaar was, toe het my maale besluit hulle kan nie meer met my kwaad leef nie, nê. Want dit was so erg en ek het 'n klein boetie gehad, ek sal nooit vergeet nie, my hart breek elke keer as ek hierdie storie onthou. Ek kan die oomblik onthou wat dit gebeur het, so ek het kwaad geraak vir my ma vir ietsie, en hy was klein man, hy was nog in 'n nappy, jy weet, want dit was warm, is so meleese mondjies, soos klein Karoo, so hy staan daar en hy's klein, en hy's in 'n nappy, hy staan reg voor my, ek's baie lief vir daai kind, en ek gooi my ma toe met 'n bakkie, en dit is soos, ek kan dit onthou asof dit nog vandag is, so ek vat die bakkie, en ek gooi my ma met die bakkie, en die bakkie breek, en ek kyk toe af, en ek kyk stip in my boetie se oë vas, hy is klein, en ek kyk stip in sy oë vas, en hy is bang, en hy sê, oeps, en ek sal nooit daai oomblik vergeet, en dit is die oomblik wat ek besef het, ek kort help, ek kan nie meer so aangaan nie, jy weet, en so het my maale, my gestuur na 'n mental health kliniek toe, om 'n bietjie rehabilitation te gaan kry, te werk aan my anger, en psychiatrists en psychologists gaan sien en alles, want ek het die stem in my kop gehad, en niemand kon uitfigure wat gaan aan met my nie. So toe was ek daar nou vir 'n maand en 'n half, dink ek, sê nou maar 1 tot 2 maande, ek kan nie onthou nie. En toe ek daar uitstap, het ek meer slegte vriende gehad, want for some reason het ek daar ingestap en ek het die slegte mense gekies om vriende mee te wees. En ja, ek het uitgestap met 21 pille 'n dag. So ek het in die oggend 10 pille omtrent gedrink. In die middag het ek so eenetjie gedrink net om my deur te hou tot die aand toe wat ek nog 10 pille moes gedrink het. En dit was 'n kombinasie van antipsychotics en antidepressant medication vir soos manic depression en goeie soos dit en ook om die stemme stil te kry, want al wat ek wou gehad het, al wat ek nog die hele tyd net vir my ma gesê het, en sy sal ook vir jou sê as jy jou vra, is wat het ek altyd gesê, ek wil net hê dit moet stil raak, net die stem in my kop moet stil raak, want ek het nooit stilte gehad nie. En ja, so toe uit dit uit was ek op 21 pille 'n dag, so ek was so vir 'n hele paar maande gewees. En toe ek een aand nie my hart weer vir die Here gegee nie, ek was nie gered nie. Ek is 'n zombie gewees op daai pille. Jy kan nie funksioneer nie, jy kan nie. Al wat jy doen is jy word wakker, jy eet, jy slaap deur die dag en dan slaap jy in die aand van die pille maak jou moeg. So ek het nie 'n lewe gehad nie. Ek het geen social life gehad, ek het absoluut geen vriende gehad nie, want ek was so bang en paranoid gewees dat iemand my gaan doodmaak. Want dit is al wat die stemme vir my sê, en ek het tot op 'n stadium gedink, my maale probeer my doodmaak. So, dit was baie erg geweest. En die pille het dit alles genam, maar die gevoelens was nog steeds daar, so dit het niks gefiks nie. Ek was nog steeds broken, ek was nog steeds in pyn, ek het nog steeds die stemme gehad, hulle was net stiller, maar hulle was nog steeds daar. En so, die een aand sit ek op my bed en ek bid toe, ek maak vir die eerste keer in baie lang tyd my Bybel oop. En ek lees toe, ek kan nie onthou wat ek gelees nie, maar ek bid toe en ek sê, Here, asseblief, ek wil nie meer die pille drink nie. Ek wil nie meer nie, ek kan nie, ek wil mens wees, ek wil gevoelens hê, ek wil emosies hê. En die pille laat dit nie toe nie. En toe, die volgende, dit was toe middag graag aand, so toe ek die aand my pille moes drink. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het.
Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai Miracle en Fire events. So hou dit dop op The Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Toe begin ek die pille opbring. So elke keer wat ek daai pille gedrink het, ek kon nie meer die pille drink nie want ek het dit net bly opbring. So toe stop ek nou met die pille en toe was ek fyn gewees vir 'n rukkie. En toe dis ook soos jy submit nie jou lewe tot die Jesus nie, nê? So hy help jou want jy vra hom vir help. En jy sê vir hom, you say, Lord, I'm going to be obedient. Lord, I'm going to submit to you. I give my life to you. Change me, help me please, because I'm stuck in a place en ek kan nie uitkom nie. En die Here is getrou, he's faithful. En hy laat dit toe, nê? So, dit is wat gebeur het. So vir 'n klein rukkie was ek fyn, maar toe het ek my Bybel weer toegemaak en aangegaan met die lewe. Want 'n mens roep gewoonlik Jesus as jy hom net jy kort hom gou as 'n quick fix, as 'n pleistertjie. So jy sit hom gou aan as 'n pleister en dan eventually gaan daai pleister afval because there's no submission, there's no obedience. So toe moes ek weer bietjie toe het ek heavy anxiety problems gehad. Dit was so bad dat ek net uit nêrens uit panic attacks kry. So my panic attacks kom, die stemme was weer terug heeltemal en ek het panic attacks begin kry. En toe kry ek 'n baie ligte SSRI antidepressant en anxiety pilletjie wat ek gedrink het en dit het ek nou 'n hele paar jaar gedrink. Toe die laaste, laat ek net gou dink, wanneer was dit? Dis nou 2025, so 24, 23, 2022 gaan ek was Durban toe, ek het daar gaan werk vir 2 jaar, maar ek was ook weer terug in Montetjie. Maar ek was daarso vir 2 jaar gewees en daar het ek baie begin drink en ek het daarso offisieel begin rook. So my rook het so erg geraak want ek is so gestres van die werk, daai pilletjie werkie. Jy drink hom, maar hy werk nie want jy voel nog steeds al die anxiety, jy het nog steeds al jou panic attacks en die stemme gaan net nie weg nie. So jy drink maar die pilletjie want dit is amper vir jou soos as jy dit drink en dink jy okay, daarom gaan dit hierdie keer help. Elke dag voel jy daarom help dit nou, maar dit het nooit gehelp nie. So toe moes ek nou na die volgende ding toe gegaan het wat rook was, nê? So ek het al hierdie verskillende pleisters getraai om te kyk wat gaan my angs wegvat, wat gaan my stres wegvat, wat gaan vir my vrede gee. Dis al wat ek nog ooit wou gehad het, was net vrede. Ek wou net gelukkig gewees het. En so toe het ek begin rook. Ek het omtrent 3 pakkies 'n dag gerook. Maklik, so tussen 2 en 3 pakkies wat ek daar was nooit 'n plek waar die sigaret nie in my mond was nie. Is baie lelik. En ek het ook begin drink. So uit daai was ek vir 2 jaar daar, ek was in 'n baie slegte verhouding gewees daar. Net vir 'n klein rukkie gewees. So dit was nou my laaste, net voordat ek huis toe gekom het ek in daai verhouding ingegaan. En daai verhouding was verskriklik. Ek was 'n verskriklike persoon gewees, want onthou ek het met al die kwaad gesit. Ek het met al die angs gesit. So ek was nie 'n lekker persoon om te wees nie. Ek was nie. En al wat uit my mond uitgekom het was negativiteit. Ek het net negatiewe goeders die hele dag rondgepraat. En so ek en hierdie persoon het toe saam geslaap en so 'n paar maande later op my verjaarsdag het ek 'n miskraam gehad. So dit was vir my 'n verskriklike ding om deur te gaan en ek kon nie dit proses nie. Ek wou nie meer om enigiemand gewees het nie en toe het ek huis toe gegaan. So ek het terug na my maale toe gegaan. En want my ma het gesê ek moet huis toe kom. So toe gaan ek huis toe en daarso toe ek terug by die huis was, dis April van laas jaar gewees. Toe ek terug was by die huis, toe het ek het in so 'n klein kamertjie geslaap en op 'n single bed en ek was heavy depressed. Ek het myself elke aand amper aan die slaap gehuil. As ek nie myself aan die slaap gehuil nie, was ek so dronk dat ek niks kan onthou nie. Ek het net uitgepaas op my bed en al wat ek net probeer doen het elke dag was net
ek het letterlik elke dag vir die Here gevra, want onthou ek het waarheid in my gehad, want toe ek jonger was, het ek geweet van Jesus. Ek wou 'n evangelis geword het. I knew who Jesus was. And so I knew truth. And I knew that if I kill myself, I know where I'm going to go, which is hell. And I know there's a heaven and a hell. So I was fighting with truth that I knew can set me free, and with my own flesh, wat ek geweet het, alles in my, dit is wat ek wil volg, want ek wil nie submit nie, ek wil nie obedient wees nie, want ek weet, as ek dit moet doen, het ek baie van hom te bely. En ek het gevoel, ek is so ver van die waarheid af nou. Ek het so ver in die wêreld ingegaan. Gaan die Here my kan red? Is this salvageable? Am I salvageable? Want ek het gevoel, ek is nie. Ek het gevoel, daar is nie meer plek, ek het nie 'n purpose in my lewe nie. En uit dit uit het ek elke aand vir die Here gebid. Ek het gesê, Here, asseblief, laat ek nie doodgaan. Laat ek nie volgende oggend wakker word nie. En hy het nie my doodgemaak nie, want hier sit ek vandag. Dank die Here daarvoor. Maar so ek het dit vir amper 'n maand aangegaan dat ek elke liewe aand dronk. Ek drink amper elke liewe aand. Ek het nog steeds gerook. Was 'n verskriklike persoon, en jy moet weet, ek het in my ma se huis gaan bly weer, nê. En ja, ek het nou al vir hulle jammer gesê, want dit is 'n verskriklike ding om deur te gaan as jy 'n kind het, and that child is broken, en maak nie saak wat jy vir die kind sê nie, die kind bly negatief, die kind wil net doodgaan, al wat uit die kind se lippe uitkom is dood, want dis al wat ek ooit oor gepraat het. En die goeders wat ek gekyk het op my skerm was verskriklike goeders, en obviously horror movies was een van die grootste goeders, want enige iets wat vir my 'n skok gee, enige iets wat hard genoeg is, dat hierdie stemme in my kop net kan stil raak, dit het ek gekyk. En so uit dit uit, het ek toe elke aand, so my ma het 'n kerk gekry in Montetjie, maar dit is so klein home cell, it's perfect, you know, en dis so mooi Bybels, want baie van vandag se kerke het maar so 'n bietjie van die Bybel afgegaan en in hulle eie opinions ingegaan. Maar hierdie kerkie, glo ek, is so mooi. En so, my ma het my elke Sondag genooi, en elke keer as ons gegaan, ek het altyd gesê nee. En die een oggend maak my ma my wakker, en sy lees vir my 'n skrif, maar ek is nog bietjie dronk, ek kan onthou. En ek kan nie mooi onthou wat se skrif sy vir my gelees het nie. Maar in daai oomblik kan ek onthou dat daar was niks meer nie. Ek was net lewendig. Ek het net asem gehaal. Ek het geen purpose in die lewe gehad nie. Ek is 23, ek het nie 'n werk gehad nie. Ek het geen wil om 'n werk te gaan kry nie. So daar was niks nie. En toe my ma daai skrif vir my lees, al wat ek gehoor het was, kom terug huis toe, Megan. En dit was nie my ma wat dit vir my gesê het nie. Dit was God wat dit vir my gesê het, en ek kan net onthou, ek het hierdie conviction oor my gevoel van, the only one who can save me right now is Jesus. And I knew that for a fact. En dit was Saterdagoggend. So ek kom toe uit my kamer uit, ek stap toe na die stoepie toe, ek sit langs my ma en ek sê, mamma, kan ek asseblief môre saam jou kerk toe gaan? En sy is toe overjoyed, sy stuur vir my, sy is ek noem my geestelike mamma, Sherry, hallo Sherry, sy stuur vir my, vir Sherry en 'n boodskap, en sy vra toe, kan my dogter saamkom, en Sherry is overjoyed, want hulle bid nou al die tyd vir my, vandat my ma vir Sherry en hulle ontmoet het, tot en met daai dag toe, bid hulle elke liewe dag vir my, het hulle gebid dat ek weer terug sal kom na Jesus toe, nee. En ek het nie dit geweet nie, ek het eers na die tyd dit uitgevind. Maar, so ek gaan toe Sondag gaan ek toe kerk toe, die vorige aand, sê ek ek dink die hele pakkie sigarette opgerook saam met my ma. Ek was gestres, ek weet nie wat binne in my aangegaan het nie, maar ek was verskriklik gestres. En ek kyk toe vir my ma en ek sê, ek is heeltemal fyn. En ek het ook niks demoniese aktiwiteite wat in my aangaan nie, ek is heeltemal fyn. En ek besluit om nog steeds kerk toe gaan, ek was baie nervus. En ons kom toe Sondag, en ek ontmoet almal, en ek ontmoet toe vir Sherry Ann vir die eerste keer,
En immediately het ons net geklik, ons het begin praat en sy het begin praat met my, vir my vra. En my goal daai Sondag was, is ek gaan nie huis toe gaan, totdat ek my hart vir die Here gegee het nie. Want as ek uit hierdie plek uitstap, gaan ek doodgaan. I knew that. So I knew that daar was 'n urgency, ek moet by die Here uitkom, want hy kan my red, hy kan vir my nuwe lewe gee, hy kan my skoon was, hy kan alles wegvat. Ek het net dit geweet in my hart. En so toe praat ek met Sherry en ek het haar net gevolg oralste. So die kerkie is by 'n huis, is nie by 'n groot kerk nie, maar ek volg haar oralste. En ek praat maar eventually praat ons so lank, sy nooi my maar na haar huis toe. So ek is toe na die kerk, dit is nou middag, almal is al weg, maar ek is daar by hulle huis. En ons praat nog steeds klomp goeters en ek het so gewoonte altyd gehad dat ek net klomp snerp praat. En om net soos 'n skok te bring, né? So jy vertel al hierdie wille goeders wat jy nou al gedoen het en wat met jou gebeur het, net om hierdie groot skok te bring dat die mense half soos geskok en wees, sy is so 'n rebelse persoon of wat ook al, né? En Sherry Ann het net verby al dit gekyk. And she saw a broken person, iemand wat nie die Here het nie, maar wat hom kort en wat stikkend is. En so daai aand sê sy het nog vir my gesê, haar goal is nie nou om enigiets intens te doen nie, sy kan net vir my bid en alles. Ek sê nee, ek my hart vir die Here gee. So daai aand toe gee ek my hart vir die Here. En ons het gebid en ek het klomp deliverance gehad daai aand, het klomp goeders uit my uitgekom. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp. En ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.